Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag, 6 Februarie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, U het ons gelei elke dag hierdie week tot vandag. Ons sê vir U dankie daarvoor, liewe Vader. Dankie vir U liefde en ondersteuning tot nou toe. En ons bid en ons vra dat dit mag voortgaan tot en met vandag se les, liewe Heer. Laat U boodskap hierdeur straal en laat ons dit deel met ander. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir verdere studie lees ons 'n aanhaling uit Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 483. Hy wat 'n sterk, simmetriese karakter wil ontwikkel, hy wat 'n ewewigtige Christen wil wees, moet vir Christus alles gee en alles doen, want die Heiland sal geen verdeelde diens aanvaar nie. Hy moet daagliks die betekenis van selfoorgawe leer. Hy moet die woord van God ondersoek, die betekenis daarvan leer en sy voorskrifte gehoorsaam. So kan hy die pyl van Christelike volmaaktheid bereik. God werk dag vir dag met hom om die karakter wat die laaste toets moet deurstaan te vervolmaak. En dag vir dag werk die gelowige ten aanskoue van mense en engelinge die verhewe proefneming uit, wat aandui wat die evangelie vir gevalle mense kan doen. Ellen G. White, Die Handelinge van die Apostels, bladsy 483. Die volgende aanhaling lees ons uit Ellen G. White, Die Gelykenisse van Christus, bladsy 415 en 416. Diegene wat op die bruidegom se koms wag, moet aan die volk sê: Hier is julle God. Die laaste strale van die lig van genade, die laaste genadeboodskap wat aan die wêreld gegee moet word, is 'n openbaring van sy liefdevolle karakter. Die kinders van God moet sy heerlikheid openbaar. In hulle eie lewe en karakter moet hulle openbaar wat die genade van God vir hulle gedoen het. Die lig van die son van geregtigheid moet in goeie werke uitstraal, in woorde van waarheid en in dade van heiligheid. Ellen G. White, Die Gelykenisse van Christus, bladsy 415 en 416. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Dink goed na oor die vraag om jou in die Here te verbly. Let op dat dit nie sê dat jy jou in jou beproewings moet verbly nie, alhoewel dit ook Bybels is, maar in die Here. Hoekom is dit so belangrik om altyd die Here voor die oë te hou, sy goedheid, sy mag, sy liefde en sy verlossing? Hoe sou jy, deur dit te doen, grootliks bevoordeel word te midde van die onvermydelike beproewings van die lewe? Vraag nommer 2. Let op hoe die bogenoemde aanhalings die rol van genade beskryf om die goeie werke wat ons as Christene doen te produseer. Hoekom is hierdie werking van genade so belangrik terwyl ons uitsien na die spoedige koms van Christus? Dit wil sê, hoewel ons nie deur goeie werke gered word nie, is ons daarsonder werklik gered? Vraag nommer 3. Staan stil by hierdie gedagte van om nie op die vlees te vertrou nie. Wat beteken dit? Hoekom behoort ons nie daarop te vertrou nie? Is ons vlees dan nie 'n gawe van God nie?